Filippense 1, Maleagi 3, Ezekiel 38. Hou jou vingers in, ons gaan nou daarby kom. Op TikTok en op Facebook en op al hierdie boekies en goeies en hoekies is daar mense wat sit in stryd oor God se identiteit. Is hy reg? Is hy waar? Is daar 'n God? En as daar 'n God is, wat is sy beperking? Nee dan, hè? Wat is sy beperking? Het ons nou nie gesing God van die onmoontlike nie, beteken hy het nie beperking nie. Ja. Nou is die mense in stryd oor wat kan God doen, wat kan hy nie doen nie. En is hy reg? Ons het dit gestaan. Het ons gekyk oor hierdie stryd. Wat hulle die doodsleed van Jesus wat hulle gekry het, wat hulle uit mekaar uitgehaal het en bestudeer het en hulle op 'n stadium sê dit is 'n vervalsing. Dit is 'n vervalsing want die carbon toets wat hulle gedoen het maak dit net 500 jaar uit in plaas van 2000 jaar. Maar toe kom hulle agter hier was slim ouens op daai tyd al die shroud reggemaak. Hulle het hom want hy was so slim en hulle het hom gerestoreer. En wat hulle getoets het, ja, want daar was in hierdie plek waar hy was daar groot brand gewees, maar hulle kon hom red. Maar hulle het hom reggemaak. Maar wat hulle getoets het, is die restaurasie. Die restaurasiewerk was 500 jaar uit. Toe hulle want hulle het 'n stukkie in die hoekie afgevat om te toets. Toe hulle op 'n ander plek toets, toe kom hulle, hy is 2000 jaar uit. En dit is 'n baie interessante ding om te kyk het. Die bloed, die merke wat die bloed gemaak het, die merke op sy hande, sy vingers, met ander woorde, jy kon net sy vingers sien, jy kon nie sy duim sien nie. En wat hulle verduidelik het, as jy die spyker in die gewrig slaan, dan slaap daar die spier wat jou duim reg het en hy vul op. So sy duim was weggesteek, en ag, en die bloed wat hulle getoets het, wat uit sy hart uit gekom het, dit was nie bloed nie, dit was hartswater. En die bloed, het hulle gesê, het 'n verskriklike ensiem gehad, wat hoog is, as gevolg van trauma. Wanneer jy gemartel word en jy word getraumatiseer, dan skei jou bloed hierdie goedes af, soos adrenaline, maar dit is iets anders wat doen, dit is nie adrenaline. Iets verskrikliks. Maar sy bloed was vol van dit. Die ouens wat die vervalsing sou gedoen het nie van die dinge geweet nie. So hoe het hulle dit dan vervals? So net uit daardie storie en in daai stukkie ons kyk het hulle bepaal dat Jesus het gesterf. Iemand het gesterf met bonatuurlike dinge. Het jy gesien as jy 'n verband afrol van jou motor? En dit was so bloed geweest. As jy hom so aftrek, dan mou jy, want die bloed is nou op jou en die bloed is aan die verband, soos jy dit aftrek, dan trek dit so aan jou. Toe ek baie klein was, het ek in die hospitaal gelê. Gelukkig was my ma die verpleegster daar, met osteomyelitis. Hulle het my been van hier af tot by my tone met 'n pleister toegedraai. Dat hulle jou been so 'n gewig, met 'n gewig aan so in die bed gaan. Jou been was so in die lug. En dit was vir my 'n stryd as hulle gekom het om daai pleister af te haal. Het jou gevoel vir dit as daai pleister vassit en hulle trek hom af. Hulle sê mos ruk hom af vandag, maak dit nie seer nie. Maak seker. En as jy hele been so verbind. Nou daar agter kom die bloed op daardie shroud, daai kleed, is nie afgeskeer nie. So met ander woorde, hy is nie oopgemaak nie. Hy het verdwyn. Hy het opgestaan. Hulle het hom net die doeke daar kry lê. Niemand het ingegin soos vir Lazarus en oopgemaak. Die kleed het net daar gelê, hy was nie meer in hom. En daai bewyse van daardie bloed wat vasgesit het aan die kleed en so, is nie afgetrek nie. Nie gesmeer nie. Is nie gesmeer nie, is nie gesmuts nie, dit is nie daar. Dit moet ons bewys. Dat wat die storie sê wat die mense verkondig waar is. Dat die Jesus wat ek en jy in glo, waar is, dat hy het gesterf en hy het opgestaan. Dit irriteer vir my, as mense sal met stryd daaroor en ek weet die anderste storie. Ons weet die waarheid. Maar ek is so lus op 'n tydjie dat mense net met 'n issue moet kom, dat iemand net vir hulle bid, wat hulle kan sien, dit werk.
Want hierdie ouens lyk so of hulle vasgevra word en hulle het nie 'n antwoord vir hierdie kampstige ateïste wat probeer uittrek het hulle uit en hulle probeer koggel oor hulle godsidentiteit het. Want hulle kom en sê, man, jy sê jou God is jou geneesheer. Kyk hoe krank loop jy. Man, jy sê jou Here is jou verlosser. Hoe hoef jy die lewe so reg? Hulle sê die Here is jou geneesheer. Kyk hoe lyk jy man. Hy is jou voorsiener. Kyk man, kyk hoe lyk jy. Want baie keer is wat God se identiteit is in ons lewe nie sigbaar nie. Eina. Dis hoekom daai jy kan dit amper geëdit. Dis hoekom daardie mense so kan staan en hamer dat God nie werklik is nie. Want sy kinders praat van hom en verklaar van hom wat hulle nie sien nie. Hulle sien nie die bewys daarvan. En dis 'n aanklag teen ons, want ons lewe nie dit wat ons verklaar wie ons is. Goeie getuienis. Ons is nie 'n goeie getuienis. Weet jy, na Maleagi, waar is dit Maleagi? 3 vers 13. Dit sê daar so, vermetel is julle woorde teen my, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons dan onder mekaar gespreek? En die Here sê vir hulle, julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. Eina. Met ander woorde, het gaan luister toe hulle vanmorgen geklaai het. En hy het teen hulle sê, julle het gesê, nie ek sê julle sê so nie, julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En toe het hulle nog arrogant om te sê, wanneer het ons so gesê? En wat sê die Here volgende vers? Wat het dan 15? Ja. En nou prys ons die vermetenis gelukkig. Nie alleen word die wat godeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Jy sien, toe die Here met hulle praat, toe verander hulle harte, toe praat hulle nou weer reg. Toe praat hulle nou weer. En dit wys weer, as ons bid vir iets, dan gebeur dit, want nou glo ons. Die Here het met julle geloof geskit en kyk. Hulle bid nou weer en hulle glo nou weer. En dit verander nou ons. Daar gaan 'n tyd kom wat die Here se identiteit nie meer kan bestry word nie. Want hy gaan kom en hy gaan wys wie hy is. En partykeer gebeur dit daagliks. Maar hy sê nie seker wat sy nou is. Daar gaan 'n tyd kom dat ek gaan wys wie ek is. Wanneer ons dan lewe en sê die Here is my verlosser, dan moet ons 'n lewe van verlossing lewe. As hy sê hy is my geregtigheid, dan moet daar geregtigheid in jou wees. As hy sê hy sien alles, dan moet jy weet hy sien alles. As hy sê hy is jou geneesheer, glo dit. As hy sê hy is jou Alfa en Omega, dit is wat jy moet lewe. Hy moet jou kan sien en op en jy kan sien en aan dat jy verander. Want dit is moeilik om 'n kind van die lewe. Dit is maklik om dit te hoor. Dit is moeilik om dit te lewe. Want die vyand kom aan mekaar. Hy rus nie, hy slymer nie. Hy is soos die Here, hy is in die tuise. God sê hy slymer of hy slaap nie. Jy weet wat? Die vyand ook nie. Wanneer jy swak is, tackle hy vir jou. Wanneer jy sterk is, tackle hy vir jou. Wanneer jy hoog is, verlaag hy jou deur stories te versprei, wat jy laat val. Wanneer jy val, dan kom hy en hy skop jou. Wanneer jy geskop het, lê jy, hy gooi modder oor jou. Hy probeer jou verwoes. Jou identiteit, hy haat het. Want hy weet, God se identiteit, hy ken het. En weet jy wat? Wat sê die woord? Hy het ons geskaap in sy beeld. Met ander woorde, toe jy Christus ontvang is, het jy identiteit van God gekry. Ja. Jy is nou 'n kind van die Here. Hy haat daai identiteit. Want sy identiteit is verval. Hy is verval. Dis sy identiteit. Wat probeer hy doen? Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie een nie. Hy lyk soos een. Hy probeer sy identiteit verhoog na wat dit is.
maar dit is nie. Want jou woord sê vir jou, groter is hy wat in my is dan hy wat in die wêreld is. Nee? Wie sien jou? Christus, in sy volheid. Amen. Ons leef nie altyd daai volheid nie, maar hy is in ons. Sy volheid is in jou. Daarom moet ons kan getuig van sy volheid. Nie van sy bietjie nie. Ons moet kan getuig van sy volheid. Ons moet lewe in volheid. En dis moeilik. Want dinge gebeur in jou lewe wat jou volheid steel. Ek het vir jou 'n storie daaroor. Annelies sê ek bring nie meer vir julle storie. Ek het tog 'n storie, hoe. Die seentjie is op skool. En hy is hier by graad 4, 5 al. En die skool kry 'n nuwe juffrou. En die eerste ding wat sy vir hulle sê is, ek het julle almal baie lief. Elkeen van julle, ek het baie lief. Maar sy probleme met die James. Hy is nie altyd by die skool nie. Sy klere is nie mekaar. Partykeer is dit stik. Partykeer lyk dit asof hy nie gepaard het. As hulle toets skryf, dan doen hy nie goed nie. En sy kom toe agter, sy probeer hom vermy. En dan as hy vra sy nie eens meer vir hom nie. Sy is nie meer lus om sy toets te werk en sy weet dit lyk nie goed. En eendag kom sy agter, weet ek het vir die kinders gekoop. Ek het gesê ek het hulle almal lief. En sy weet in haar hart, sy het nie. Want James, arme James. En dis vir skoolvakansie, en sy dokter, weet jy wat, sy is nie by die skool. Sy gaan na sy rapporte kyk van graad 1 af. Wat is van die James? Graad 1 sê juffrou skryf, James is 'n gelukkige, opgewonde seun, hoog intelligent. Nou kyk sy na die naam en die geboortedatum, dan kan tog nie James wees nie. Dis mos nie James nie. Sy kyk graad 2 se rapporte, James, slim, gewillig, helpvol, gelukkige kind, doen goed by die skool, doen goed in sport. Nee, dis nie James nie. Sy kyk graad 3, en die juffrou skryf daar, James se aandag dwaal in die klas. James is nie wat moet wees nie. En sy lees verder en die juffrou sê, ek dink dit is vir sy ma wat siek is. Sê juffrou. Sy weet nie wat gaan aan met James nie. Hy let nie op nie. Hy presteer nie. Ek dink dit is die dood van sy ma. En jy weet sy wat so. Sy het hom gejudge oor iets wat in sy lewe gebeur. Dis wat ons doen, hè? Ons judge iets. Maar ons weet nie waar kom hy vandaan. Dis maklik om jou te sê, glo. Die Here is jou voetbos. Glo, die Here is dit. Maar jy het nog nie gesien nie. Nou judge jy. En toe die skool weer begin sy anders optree teen James. En as haar verjaarsdag, die kinders bring vir haar geskenk en 'n rose en pakkies wat toegedraai is, mooi pakkies. En haar sien sy daar's 'n pakkie op die tafel met 'n breipapier. Dit van die shopping bags toegemaak. En sy dog sy maak hom eers oor. Dis van James. Daar was 'n halwe botteltjie parfuum en 'n necklace wat steen uit van weg is. Maar sy sit dit aan, en sy sit op parfuum. En sy kry al geskenk, en die einde van die dag kom James by en knip haar drink, en sy kom drink, en sy sê, juffrou, dankie hoor, jy het die meeste maak en ek gedaan. En dis nou klaar met die laerskool. Elke jaar skryf James aan brief en sê, is jou verjaarsdag, veel geluk, is die beste audio wat ek ooit gehad het, elke jaar. James is uit die skool uit, dit is nie meer getyd. As hy verjaar, skryf hy al brief. Sê ek staan eerste in my klas. Ek swat medies. 2-3 jaar na kry sy brief nie. Altyd skryf hy daaronder klein kleintjies.
Hy nooi uit na sy troue. Onder die briefie skryf hy, James E. White, MD, met die uitnodiging. Sy vriend, sy trouw. Wat trouw sy? Die liefde van Christus. 'n necklace, wat nie al sy steen, parfum. En James sê van toe sy dan kom weet, my pa's laaste oorlede, sal sy nie by die ouers, waar die ouers moet sit nie. En sy sê met grap, en hy druk, sê jy ryk soos my ma. En sy sê, en hulle die brein hof, en die ouers moes iets sê. En hy stel haar voor en sê, die is die beste ontmoet ek gehad. Sy het my lewe verander. Sy staan op sy sê nie. Jy het my lewe. Ek het van daai dag af geleer om nie onderwys te wees. Ek het geleer om betrokke te wees. Want sy het hom afgeskryf, sy wou nie betrokke wees in sy lewe. Sy sê, jy het my geleer om betrokke te wees. Weet jy wat? Die Here wil betrokke wees. Ja. In jou stikken, in jou heel, wil hy betrokke wees. Hoekom? Want hy het jou lief. Hy het nie gejok. Toe ek gesê, hy het jou lief, soos almal. Vir hom is almal dieselfde. Sy liefde vir almal is dieselfde. Hy jok nie. Jy kan dit glo, jy kan take it to the bank, sê die Engels om. As hy sê hy het jou lief, het hy jou lief oor alles. Ons moet lewe dit wat ons verkondig van ons God, sodat sy identiteit kan vasstaan. En omdat ons dit nie doen, dan kom die Here en hy wys wees. Nou is ons by die Esekiel 38. Vers, wie is by Esekiel? Wie? Is hy by Esekiel? Vers 15. Hier is die oorlog tussen die Gog en die Magog en al die dinge. 38 vers. Kom ons lees 28. En jy moet eintlik die hele hoofstuk 38 gaan lees, want op die einde kom hy, want hy praat van die oorlog wat tussen almal gaan wees en omdat hulle nie glo nie en wat daar oorlog is. Dan sê hy vers 38 vers 23. Ek sal my dan as groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oë van baie nasies en hulle sal weet ek is die Here. Daar moet so baie slegte dinge gebeur voor hy opstaan en homself bekend maak en sê ek is die Here. Want baie keer praat ons en dan skram ons weg van onderwerp op want ons weet in hierdie onderwerp het ek nog nie goed gesien. Want anders sy identiteit is nie ten volle in sy onderwerp. Baie mense praat van genesings, maar omdat hulle nog nie gesien het nie. Glo nie. Is maklik as 'n ou vir jou bid vir hoofpyn. Jy kan sê die hoofpyn is weg. En dit laat jou God goed lyk. Want hy is jou genees. Maar lê 'n bietjie langs die pad sonder 'n been. En dat iemand vir jou bid dat daar been kom en dan kom nie 'n been nie, waar is ons identiteit? Nie eens is genees nie. Maar groei daar 'n been. Wat dan? Dan wys die Here hom groot. Nie jy nie, die Here bewys sy identiteit. As jy net sê,
Wees in alles bly, man. Loop jy eendag met 'n smaak? Kan ek nog 'n storie? Kan ek asseblief 'n storie vertel? Dr. David Gibbs, né? Is 'n bekende spreker. Hy staan in die lughawe, want hy moet vlieg ergens heen, maar die rye is baie lank, maar daar is een van 'n vlug voor die tyd. Die oggend waar ook was 'n ongeluk. Die vliegtuig het geval. So die mense is 'n bietjie verward en so. En hy sê die rye is lank en hulle split nadat die rye in twee, so dat hulle vinniger gehelp kan word. En toe hy voorkom en hy gee sy kaartjie vir die vroutjie, ja, Dr. Gibbs is om hierdie vlug en so. Jy gaan dit nie maak nie, jy is te laat. Hy sê, maar het was vroegies en hy gooi het in. En hy sê, hy weet, hy het Jesus versaak op daai oomblik, want hy het nie Christendom uitgeleef en het tank en koop. En wat kan jy doen? Jy moet nog steeds in 'n ry staan, jy moet daar weer kom. En hy hoor iemand roep hom, Dr. Gibbs, en hy ken nie die stem, en hy is nie nou dis vir die priester nie. Hy sê, Here, ek is nie nou dis vir die priester nie, laat hy verbyloop, want die priester kom dan, hy sê, Dr. Gibbs, bly jy te sien, en jap. Hy sê, weet jy wat, ek het 'n tydjie terug 'n boodskap van jou gekyk, waar hy gepraat het, verbly jou in die Here, wees in alles dankbaar, wees in alles bly. Hoe moet jy nou voel, jy nou soos 'n skaap gemaak en jy nou kietjie gemaak? En hy kan nie verstaan dat die ou so happy is nie. Net smile oor alles nie. En hy sê vir Dr. Gibbs, ek kan nie die mense hier sien. Ek weet jy almal van hulle ken nie Jesus. En hy tik jou ou so vir op die skouer en sê, meneer, is jy nie bly, jy's in daai vliegtuig wat geval het nie. Is jy nie bly, jy was nie nog nie. Ja, sê jy. Hy sê, want as jy nog geval het, waar het jy oë oopgemaak? Jy moet nog wel. En die ou weet, en hy gee van my traktaatjie. En hier is 'n ou daar, en hier is 'n ou daar. Weet jy nog? Hier deel hy Dr. Gibbs traktaatjies uit. Dr. Gibbs sê nog voor die einde van die dag, het hulle saam vir meer as 60 mense gebid om tot die Here te kom. Ja. Lewe jy soos jy sê. Spreek jy dinge en lewe jy dieselfde. Hy staan en preek vir mense en sê, verbly jou in die Here, wees bly in alles. Moenie 'n teken gooi nie, wees bly in alles. Altyd. Nie net in die kerk nie, altyd. Ons is so maklik om daai ding wat ons gesê, bewaar die hart oor alles af te steek. En in 'n oomblik van wat sal jy doen? Sommer tantrum gooi reg. Jy sê ons Filippense 1 vers 20 gekyk. Filippense 1 vers 20. Is dit nie 4 nie? Filippense 1 vers 20. Ek wil 4 vers 4. Goed. 20 sê, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam. Groot gemaak sal word. Of deur die dood is. Jy sien, jou lewe moet wys dat Christus goed gemaak het. Ons moet in ons gees verbly. Begin nie tog in jou gees besit nie. En wat jou gees aanvol is, groei in jou hart, wat jou hart aanvol is, het ons ook in sy op jou mond aanbid. As jou gees dan die hele tyd aanbid, dan moet jou hart moes aanbid. Dan moet jou lippe moes aanbid. Dit werk nie anders. Die lippe sê nie vir die hart nie, die hart sê nie vir die gees nie. Jou gees begin eers. En wanneer die gees worship, dan gaan die hart worship. En wanneer die hart worship, dan gaan die lippe worship. Jy weet nie? Die woorde wat jy spreek, en ons ook volgende oor gepraat, die woorde wat jy spreek, moet lewe bring. En die woorde wat jy spreek, moet jou getuienis. Jy kan nie spreek en sê verbly jou in die Here, en dan flip jy sweets en gooi jou toys rond. As jy sê verbly jou in die Here, dan weet jy die sorg, verbly jou in die Here, ten alle tye. Want die dokter, China, 5 uur. Die
mechanics Chila 5. 'n kind van die Here Chila nooit nie. Kind van die Here, dit is jou ministerie om rekonsiliasie te bring tussen jou en mens en tussen mens en God. Jy kan dit nie doen as jy af is nie. Jy kan dit nie doen as jy tantrum gooi. Want daai net by die deur is jou getuienis. Kom ons leer 'n bietjie so. Dat dit wat ons sê, dit is wat ons lewe. Dit is moeilik. En ons val baie. Maar ons moet poog om dit wat ons sê te lewe. Want dit is jou getuienis. In jou getuienis is jou integriteit. In jou integriteit is God se identiteit. Eina, dis hoekom daar so baie mense is wat wil stry oor God se identiteit. Want hulle sien dit nie. Ja. Hulle hoor daarvan, maar hulle sien dit nie. Die Here het vir jou alles gegee. Ja. Hy het sy siel vir jou gegee. Hy het gesterf. Hy het opgestaan. Hy het by jou gestaan en gesê, soos ek was in hierdie wêreld, so gaan jy nou wees. Alle autoriteit gee die Here Jesus vir jou. Vir jou, vir aardse gewin. Ja. Wat bedoel jy daarmee? Deur jou getuienis wat in jou is. Christus is jou getuienis in jou. Moet die wêreld om jou verander. Jy moet loop en gaan lewe en spreek. En dit moet dinge so gebeur. En as dit nie gebeur nie, moet jou lewe nie verander nie. Jy moet lewe asof dit wat jy gespreek is, nog steeds gaan gebeur. Moet ons dan nie bid en hoop vir alles wat ons of bid en vra, al sien ons dit nie? Want ons gaan dit hê in elk geval. Ek praat nie van prosperity nie. Ek praat van wat ek weet God se identiteit is. As hy sê hy is jou voorsiener, dan moet hy voorsien. Ja. Dis sy verantwoordelikheid. Want dit is sy identiteit wat hy beskerm. En so baie keer voel dit vir my, kom ek sê dit maar nie. God kan sy eie identiteit beskerm. Ja. Maar ons moet lewe, sodat die wêreld dit kan sien. Ons is nie die wêreld. Ons is peculiar. Ons is kinders van God. Ons is anders. Die wêreld moet dit sien deur ons lewe. Want daardeur sal die wêreld leer. Glo jy? Ja, skus. Die woord, Eindkies. ja. Die woord sê en hy kon geen miracles doen nie as gevolg van hulle ongeloof. Ons glo nie. Ons glo nie. Want ons het dit nog nooit gesien. Ons hoor net van dit. Ons het al almal gehoor van die rooi see wat oopgegaan het. Het ons dit gesien? Nee, maar ons glo dit, want dit is deel van God se identiteit. As hy iets gesê het, sal hy dit doen. Amen. Wag jy maar net tot hy vir jou gesê het om te sien, hoe gaan hy dit doen? Spreek wat hy vir jou gesê het in lewe in. Hy sal dit doen, want hy beskerm sy identiteit. En hy kan nie jou. Amen. Amen. Wat sal ons zijn? En Olivia het so 'n inleiding vir ons gedoen. Dit was ook as. Weet jy dat jou God goed is? Amen. Weet jy dat hy as gevolg van jou lewe, Ja. 'n liefde vir jou het wat niks kan skei en bring te sê aan God nie, as gevolg van daai liefde wat hy vir jou het. Dis awesome om te weet dat hy iemand gestuur waarvoor hy lief was om jou te verlos
van die vyand. Dis awesome. Vir James het hy onderwyser gesê. En weet jy wat, die onderwyser het meer daaruit geleer as James. Wanneer die Here met jou pad langs stuur, sê dankie. Want glo my, daai persoon wat jy aangeraak, sê meer dankie. Weet jy wat, partykeer voel jy nie lekker nie, en jy is nie lus vir iets nie. En as jy dit doen, dan word jy so gebless. Nie net die ou wat die blessing kry, nie maar die blessing gebring het, word net so gebless soos jy wat ontvang het. As jy dan nie gebless voel nie, moenie kyk vir die Here nie. Kyk, hoekom doen jy nie wat die Here sê jy moet doen nie? Want ergens het jy nie gedoen wat die Here gevra het. Want hy sê elke dag as jy seëning niet. Ja. Elke dag. Dit word nie opgebreid nie. Dis elke dag nie. Maar gebruik jy dit, sien jy dit, doen jy iets met dit. Maak ek jou oor oop. Maak ek jou oor oop. Gaan lees die ou rapporte. Hoekom is dinge soos in die lewe soos dit nou is? Want as iets wat gebeur het wat jy nie verstaan het, gaan lees bietjie die ou rapporte. Gaan lees bietjie die woord. Die ou rapporte sê dit, hy het dit weg vir hulle gemaak. Deur die seën. Die ou rapporte sê, hulle het geëet wat hulle nie geplant het. Die ou rapporte sê, hy het 'n dooie man uit 'n graf uit laat loop. Die rapporte sê, 'n man is genees van melaatsheid. Dis iets wat tot die dood gelei. Dis wat die rapporte sê. Dis wat sy identiteit is. As jy dit nog nie gesien het, staan in dit. Jy gaan dit sien. Amen. Want hy kan nie teen sy identiteit gaan. Amen. Vader, ek sê vir dankie vir die woord, dankie Here dat U getrou is in alles, Here, in die klein en in die groot. Daarom kan ons sê dankie Here vir vandag. Want so baie dinge het U bepaal en beplan vir vandag, Here. Laat ons dit sien, Vader. En laat ons dit ervaar. Amen. Vader, lei ons in die Gees. Dat ons 'n getuie sal wees, Here, van wie U is. Nie wie ons is nie, maar dat ons sal getuig U identiteit. Sodat U nie klomp mense moet verwoes en verniel en dan sê, ek is die Here. Nou sal hulle weet dat ek God is. Maar voor daardie verwoesting, Here, dat ons getuienis die deurbraak sal kan doen. Sodat mense sal sien wie is God. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Amen.